Blom se kind draai sy kop na die son. Hoe weet hy dit? Dis weer blomtyd en ek en Nelie is weer op pad Weskus Nasionale Park toe. Toe ons op hierdie pragtige canola lande afkom op pad Melkbos toe. Hierdie bloekombome maak 'n pragtige laning hier voor die Melkbos kruising op die Weskuspad. Net voor die kruising sien ek 'n pragtige toneel met Tafelberg in die agtergrond. Ons stop en ons kry sommer ons eerste blomme. Ons is nou by die Weskus Nasionale Park se ingang. Kyk net, hier ry motors agter ons. Dit lyk baie winderig vandag, maar ons sal maar moet kyk wat ons te sien kry. En terwyl ek so sit, na die plate blomme kyk, die individuele blommetjies, dan is ek in die bewondering oor sy grootheid, sy hand in die pragtige natuur. Hier by Charbank waai die wind so erg, die see is skoon bruin. Ons is nou op pad Posberg toe, ons nader die hek, met hierdie klomp fietsryers hier voor ons. Hier is verskeie paaie om te ry, maar onthou, die blom kyk altyd na die son. Posberg is net oop vir die publiek gedurende Augustus en September maand. Sekere gedeeltes behoort aan privaat eienaars. Soms sien jy eindelose tapuit van pragtige blomme. Vandag 'n bietjie minder. En as hy sy kop son toe draai, skitter hy in al sy glorie wat getuig van 'n meesterlike hand, wat elke blom met sorg en presiesheid geskep het. Elke blom, elke briesie, die see daar in die agtergrond, herinner my aan 'n volmaakte harmonie van die natuur. En ek kan nie anders as om oorweldig te word deur die dankbaarheid van hierdie oomblik, om dit te sien en te waardeer. Ons is nou in Plankiesbaai. Die wind is baie sterk en onaangenaam. Die seevoël het plat gaan lê vir die beskerming teen die wind. Net sy kop het uitgesteek. En daar staan my dingetjie om my af te neem. Gewoonlik verskil die blom wat middel Augustus in blom is teenoor September maand. So as jy kan, besoek die park 2 keer. Dit is wat ons doen. Van my voorkeurroetes in die park is die grondpad. Hier is altyd 'n verrassing of 2. Dit is waar vandag se besoek aan die park eindig. Winderig. Die blom wil nie jy stil staan vir 'n video nie. Maar oor 'n week of 2, dan is ons terug. Dis 'n week later en ons besoek die Weskus om bietjie blom te kyk saam met Bok en Ronel. Die keer gaan ons die Weskus Nasionale Park in vanaf Langebaan se kant, want dit is waar ons oorgeslaap het. Net voor die hek
kry ons hierdie pragtige plaatblomme aan die linkerkant van die pad. En terwyl ons wag om by die hek in te gaan, sien Nelly hierdie springkar. Dit lyk na 'n sonskyndag en ons verwag om mooi blom te sien. Hier kom ons nou by Charlesbank aan. Die see is nog omgekrap van die week se wind. Hier kan julle sien dat Charlesbank redelik besig en bedrywig is. Nou is ons in Posberg. Ek het links gedraai op die eerste grondpad, Plankiesbaai se kant toe. Hier by Plankiesbaai is daar 'n ligte windjie, maar glad nie so erg soos verlede week nie. En ons neem maar weer dieselfde tonele af, om daarom te wys die blom is bietjie stiller as verlede week. Ek wys nou op die kaart vir julle waar die volgende klomp video's geneem is. Ek moet sê, hier is 'n pragtige plaatblomme. Ek staan nou in die park se kant en kyk oor die lagoon na Langebaan. Daar links lê Saldanhabaai. En hier op die koppie, terwyl ek die lagoon afneem, loop ek een van my gewilde blommetjies raak, die sporrie. Dit lyk vir my na 'n swerm rooi valkies wat hier so rondvlieg.
En op pad uit, loop ons 'n klompie zebras raak, wat langs die pad staan. Op hierdie Saterdag besluit ons om te gaan kyk hoe lyk die blom in Velddrif omgewing. Maar ons beland eers in Bokkomlaan op die Bergrivier. Ons drink nou 10 uur in die oggend hier in Velddrif by Klein Vlei, 'n heerlike koffietjie. Hy Bertus program by die restaurante. Dis nou een van sy programme hier. En behalwe Neelie drink nou natuurlik weer. Ek drink 'n heerlike blad orange juice. Oh, blood orange juice. Toe is dit tyd om Bokkomlaan te verken. En hierdie is die Bergrivier in Velddrif se flaminke. Soos wat jy Velddrif uitgaan en regsdraai op die R399 na Vredenburg toe, kry ons op linkerkant hierdie pragtige plaat blomme. En toe is dit tyd om bietjie blom te kyk in en om Paternoster. Die jaar is geelblomme oorheersend, maar hierdie besonderse kleure bly van my gunstelinge. Daarna is dit tyd vir besienswaardighede in Paternoster. En die bootjies is so mooi kleurvol, né? Ons besluit om iets te eet by die hotel. Dis nou Paternoster Hotel. En hy sommer lekker besig vandag. En binne, die bekende kroeg, is die mensdom aan die gesels. En die skrapse onderklere verdien daarom om gewys te word. Ons maak 'n draai by die akteur Ad Botha se galery en toe ook laer af in die straat by nog 'n galery. Die blom was maar skaars met net hier en daar 'n plaat of 2 blomme. En besienswaardighede hier in Jacobsbaai? Nie baie nie.